leer uit die woord. Maak ons harte oop en ons verstand helder en maak ons ontvanklik vir die woord. Dat ons sal hoor wat die vir ons sê. Dat ons gaan ondersoek doen in ons lewens. Dit wat in die woord van sê dat ons dit sal toepas. Dankie Here Jesus. Ek wil vra dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek. Amen. Kyk saam met my na Lukas 6 vanaf 46 tot 49. Lukas 6 vanaf 46 tot 49. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en nie my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondamente op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon dit nie beweeg nie, omdat sy fondamente op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondamente op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Dit is baie belangrik dat ons sal luister wat die Here van ons sê, dat ons sal doen wat sy woord sê. Want die Here sê vir ons, die wat nie doen wat die Here sê nie, is nie kinders van God nie. In Johannes lees ons ook wat die Here vir ons sê, as julle sê julle is my kinders, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie, en julle het nie liefde nie, dan is die waarheid nie in jou nie. Is ons kinders van God, dan moet ons doen wat die Here vir ons sê. Dan moet ons onvoorwaardelik sy woord gehoorsaam. Moenie my gehoorsaam nie, moenie pastoor gehoorsaam nie, gehoorsaam die woord van God. Maar ek kan vir jou waarborg, pastoor verkondig die woord van God. En hy is hier geplaas as gesant van God, om God se woord te verkondig. Daarom moet ons sy leiding volg, as dit in lyn is met die woord van God. Kom ons volg God nou, nie onsself nie, want ek kan foute maak. En wat dan? Maar as jy die woord van God nou volg die woord van God onvoorwaardelik na, dan sal jou huis bly staan. Waarop bou ons fondasie? Waarop bou jy jou huis, jou lewe? Is dit op geld? As jy jou huis op geld bou en op finansiële sukses, kan ek jou waarborg, jou huis gaan val. Want jy kan die grootste skatte bymekaar maak, jy kan die grootste huise bou, die duurste karre hê, jy kan die rykdom van die wêreld besit. In 'n oomblik kan die ekonomie verander en jy verloor alles wat jy het. In 'n oomblik kan oorlog uitbreek. En wat dan? Wat gebeur dan met al jou weelde? Jou huis is nou gebou op jou weelde en op geld. Wat gaan dan gebeur? Waar bly jy staan? As jy jou huis gaan bou op gesondheid, in 'n oomblik kan jy siek raak. Jy kan nou dokter toe gaan en die dokter kan vir jou sê, jy het 'n week oor om te leef. Nou het jy jou huis daar opgebou, wat dan? Waarmee bly jy? As jy jou huis gaan bou op jou voorkoms, oor hoe mooi of hoe sterk of hoe wonderlik jy lyk, die mens raak oud. Jy vergaan, soos 'n blom wat vergaan, gaan die mens ook vergaan. Wat bly oor? Waar bou jy jou huis? Ek het 'n storie gehoor van 'n man, hulle wat baie swaar gekry, hulle het nie grond besit of niks besit nie, maar hy toe eendag het iemand vir 'n klein stukkie grond persent gegee. En hy het toe begin boer op die stuk grond en groot sukses gemaak en verkoop, en hy het 'n groter stukkie grond gekoop en dit gaan goed en die Here seën hulle en plant sy oeste en dit kom in en dit gaan goed en al meer ingekry en toe koop hy nog 'n stuk grond en sy grond het vergroot en verbeter en naderhand het hy 'n groot stuk gronde besit. En toe hoor hy van 'n plek, 'n land nie ver daarvandaan, waar 'n man vir mense grond verniet weggee. Al wat jy moet doen is jy moet so toe gaan om jou stuk grond op te eis. En teen hierdie tyd was hierdie man so gulsig en hy het gedink, wauw, ek het nou al hierdie grond en hierdie skatte bymekaar gemaak, maar ons nog meer. Ek moet daai stuk grond kry, ek
moet dit my grondgebied vergroot. En hy is toe weg na daai land toe. Toe hy daar kom en hy praat met die man wat met grond weggee, toe sê hy vir hom, dit is hoe dit werk. Wanneer die son opkom vandag, gaan jy begin stap. So ver as wat jy kan stap in 1 dag se tyd, daai grond sal ek vir jou gee. Maar die ding kom daarin, jy moet terug wees by hierdie punt waar jy van wegspring voordat die son sak. Dan kan jy daai grond kry as jy terug is by die punt. En die man het begin stap en hy kyk en hy sien die huisie van waar hy weggestap het en hier teen so halfmiddagse kant, toe dink hy, hy moet seker nou begin omdraai om seker te maak hy's betyds terug, maar nee, maar hy soek net nog 'n bietjie grond en hy soek net nog 'n stukkie grond kan kry en hy stap nog 'n entjie en hy stap nog 'n entjie en hy stap nog 'n entjie. Teen die tyd wat hy besef hy moet omdraai, toe sien hy dit nou gaan die tyd om inhaal en hy begin toe stap. Toe bestap hy vir al wat werd is. 'n Sekere stuk het hy begin hardloop. En hier teen die einde van die dag, toe die son so begin sak, toe sien hy maar hy beter nou hardloop want die son sak. En hy gaan dit nie maak en hy begin na huisie sien en hy is klein, maar hy sien hom en hy hardloop met al wat werd is. En net voordat die son sak, kom hy by die huis aangehardloop. En die son sak en hy het dit gemaak en die grond gekry, maar die man val dan weer, want hy het hom oor ys en sy hart gaan staan en hy is dood. Wat het dit gehelp? Hy het al daai grond gekry, al daai weelde gekry, maar wat het dit gehelp niks? Want hy is dood. Waar bou ons lewe? Op aardse besittings, op prestasies, hoe goed of hoe wonderlik ons is, waarop bou ons lewe? Daai fondasie gaan nie hou nie. Dit is net so goed, jy wil 'n groot massiewe huis bou, en jy kry iemand om spons daarin te sit. Deesdae het hulle hierdie goed wat jy in die wiele kan spuit, wat die wiel sterk maak. Hoe kan dit wees as die fondasie vol van daai goed spuit? Gaan dit hou? Dit gaan nie hou nie. Niks gaan hou nie. 'n Sterk fondasie is die enigste ding wat 'n huis gaan hou. By die see ken baie van ons dit selfs in Blue Horizon het ons al gesien met van die huise. Gaan kyk by Ko Krake huis wat op 'n afgrond gebou is waar die fondasie nie sterk genoeg is. Selfs in Piabetos, dis al baie mense, baie huise wat probleme het met daai wat die huise kraak. Daai een huis wat ek en my pa daai tyd 'n kontrak gedoen het. Ek het daai huis gekyk, ek kon nie glo nie, die pilare was omtrent so en weg van die dak af of van die vloer af, wat het nou veronderstel is om op te hou. Daai huis het net sulke massiewe krake gehad. Want sien die see sand gee meer. Waar bou ons? Dis hoekom die Here sê vir ons bou op die rots. Want as jy huis op die rots gebou is, dan sal jy staan. Wat in ons lewe kan ook 'n swak fondasie wees? Soos ek gesê het, geld, besittings, roem, eer, al daai dinge is swak fondasies. Want dit gaan oor ons, dit gaan oor die eie ek. Dit gaan oor myself. Wat kan ek bereik? Wat kan ek doen? Waar moet ons bou? Jesus Christus. Jesus Christus is die enigste ene wat werklik waar 'n sterk fondasie is. As jy lewe op Jesus Christus bou, dan sal jou huis bly staan. Bou jou lewe op Jesus Christus en jy sal staande bly. Dan as die Here vir jou geld gee, wonderlik, dan prys jy die Here daarvoor. Dan sê jy, Here, ek loof en ek prys U naam en ek gebruik my finansies tot eer van U. Maar kyk die verskil, jou huis is op Jesus gebou. Jesus Christus kom eers, hy is die fondasie en daarna kom al die ander dinge, finansies, roem, wat ook al die Here vir jou gee in jou lewe, dan kom dit alles daarna. Maar as jy eers die geld vat as 'n fondasie, dit gaan nie hou nie. Waarop is U lewe gebou? En kom ons kyk bietjie wat sê die woord van God vir ons. Lees weer saam met my vers 46. Wat doen julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie? Nou ons weet nou ons fondasie moet Jesus Christus wees. Dis die enigste fondasie wat gaan hou. Maar het Jesus Christus in jou lewe? Dis die vraag. Is Jesus Christus in jou lewe? Ek vra nie as jy gebore in 'n Christenhuis nie. Ek vra nie gaan jy elke Sondag kerk toe nie. Ek vra nie ken jy die Bybel van voor tot agter nie. Ek vra, het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Het jy Jesus Christus aangeneem as jou saligmaker en verlosser? Dan slegs dan sal jou fondasie hou.
Slegs dan sal jy staande bly. Slegs dan, wanneer die storms kom, gaan jy nie vergaan. Maar as jy gebore is in 'n Christenhuis en jy het groot geword en nou neem jy maar aan, ek is 'n Christen. My vriend, vriendin, as die storms kom, gaan jy sink. Gaan jou huis kraak. Want dan is jou fondasie godsdienst. En dis die gevaarlikste fondasie wat jy kan hê, is godsdienst. Die Here het godsdienst verafskuw. Want die Fariseërs het die wet van voor tot agter geken. Hulle het alles reg gedoen om gesien te word deur die mense, maar die Here het vir hulle gesê, julle is grafstene. Julle harte is pilonke van die dood. Want hulle het nie 'n verhouding met God gehad nie. Jy kan godsdienst hê, maar nie 'n God nie. Ken jy die God van die godsdienst? Ken jy Jesus Christus? Ek het al baie keer die voorbeeld gemaak, en vandag in die blaadjie ook gesit. As ek in 'n pizza hut gebore is, maak ek my 'n pizza. As ek elke week in 'n garage gaan sit, vir 'n uur lank, gaan dit my 'n kar maak. Nee. Dit is 'n lewendige verhouding met Jesus Christus. Hy moet jou saligmaker en verlosser wees. Hy moet die ene wees wat in jou lewe. As jy wakker word in die oggend, dan praat jy met hom. As jy gaan slaap in die aand, dan praat jy met hom. Of jy sit of jy staan, waar jy gaan, is dit Jesus Christus. En dan sê mense vir my, ja, maar jy's te. Hoe kan ek te wees? Hoe kan jy te wees? Dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus leef in my. Ek het gesterf, ek is dood vir myself, ek kan nie meer leef nie. Hoe kan ek te wees? Jesus Christus leef in my en hy leef deur my. Het jy daai verhouding met Jesus Christus? Het hy jou al aangeraak met sy liefde? Want dan sal jy weet wat het is om kind van God te wees. En dan sal jou huis bly staan. Maak nie saak wat kom nie. Soos ek vanoggend gesê het, kom ons bid vir die vervolgde kerk. Ons is geneig in die westerse lande, in Amerika, Engeland en Suid-Afrika, om te vergeet waardeur daai mense gaan, want ons is te gemaklik. Ons het alles, ons besit alles, ons kan na ons huise toe gaan, jy kan in jou bed gaan klim en slaap, jy kan gaan koffie maak as jy wil, jy kan eet wat jy wil, ons kan doen wat ons wil, ons kan gaan waar ons gaan. Ons het vryheid. Ons ken nie swaar kry nie, ons ken nie vervolging nie. Ons ken nie daai vervolging wat hulle ken nie. Maar daai mense bly staande. Hulle het niks nie. Hulle word vervolg, hulle word doodgemaak, hulle word in tronke gegooi. Maar hoekom bly hulle staande? Want hulle het Jesus Christus. En soos wat die woord van God vir ons sê, julle sal kinders van God wees as julle doen wat ek vir julle sê. Nou wat het die Here vir ons gesê om te doen? Die Here het vir ons gesê om mekaar lief te hê. Hieraan sal die mense weet dat julle my disippels het, as julle mekaar lief het. Het ons mekaar lief? Nie lief soos wat ek wil lief hê nie. Ek sal kies wie ek wil lief hê nie. O, ek hou van daai, nee, ek hou nie van jou nie. Ja, ek sal jou lief hê. Is dit wat die Here gesê? Nee, die Here sê jy moet jou vyande lief hê. Daai ene wat as jy na hom kyk, dan word jy bloedrooi van goede. Die Here sê jy moet hom lief hê. Wanneer laas jy wat daai ene gaan sê die Here het jou lief? Wanneer laas jy daai ene gaan druk en sê, hy my broer, ek is lief. Laas jy opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Het ons mekaar lief? Wat doen ons as iemand teen ons iets doen? Wat doen ons as iemand iets doen waarvan ons nie hou nie? Hoe maklik word ons kwaad vir mekaar? Hoe maklik val ons mekaar aan? Het ons die liefde van Jesus Christus? Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Kyk saam met my na Galasiërs 5 vers 22. Daar is ook van die dinge wat in jou lewe sal wees as jou fondasie op Jesus Christus is. Dan sal jy hierdie eienskappe in jou lewe hê. As jou fondasie op Jesus Christus gebou is, sal die volgende eienskappe in jou lewe wees. En as jy werklik mekaar lief het en die liefde van Jesus Christus het, dan sal dit wees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En kyk waarmee begin dit met liefde.
vat liefde weg. Wys bietjie vir my, hoe kan iemand wat nie liefde het nie bly wees? Hoe kan iemand wat nie liefde het nie vrede hê? Vat enige van daai dele en haal dit uit, dan val al die res weg. Want onthou, die Here het gesê, dis die vrug van die Gees, nie die vrugte nie, dis vrug, dis een vrug. Dis een vrug met verskillende dele. Vat een deel weg en die res van die vrug gaan vol. Ons kan nie sonder dit nie. En as jy Jesus Christus in jou lewe het, sal jy dit in jou lewe. Dis vir my verbasend baie keer in kerke, dan sit iemand daar so en hy sit soos hier. O, ek het die Here het my kerk. Dit is so swaar. Arme ek. Hoe kan jy so suur sit as Jesus Christus vir jou die lewe gegee het? Hy het jou gered uit die poel van vuur en het jou voete geplant op die rots en nou kan jy nie lag nie. Hoe is dit moontlik? Daar gaan storms kom, daar gaan probleme kom. Ek het laas jaar deur 'n hengse storm gegaan. Somtyds voel jy depressief, somtyds voel jy moedeloos, maar dan kom Jesus en hy tel jou weer op en hy sit jou voet op die rots. Maar as van ons nie op die rots is nie, van ons sink en van ons moedeloos raak. Want toe ek gedink het, ek is so vreeslik slim. O, ek het nou seminarium opleiding, ek het teologiese opleiding. O, mooi loei. Dit pragtig. Toe haal ek my oë van God af en ek dink ek is op die plek waar die Here my wil hê. En een vrou kom in my lewe, o, te mooi en te wonderlik. En ek is te verlief en ek vergeet van die Here en ek kyk na 'n vrou en ek haal my oë van die Here af. En wat het gebeur? 'n ramp. Dis wat gebeur. En my lewe val in mekaar. En ek verloor alles wat ek het. Gaan deur 'n hel van 'n huwelik. Hoekom? Want ek was slim. Ek het gedink ek weet. Ek het gedink ek is op die regte plek, maar my voete was nie op die rots. Ek het van die rots afgeklim. Ek het nooit die Here verwerp nie. Maar ek het my eie paadjie gestap. Want soms klim ons van my rots af en jy stap jou eie paadjie. En dan sink jy en dinge gaan verkeerd en dan wonder jy, maar Here, hoekom? Maar dis presies hoekom, want jy is nie waar jy moet wees nie. Gaan kyk na jou fondasie. Wat se fondasie het jy gebou? Bou jou fondasie op Jesus Christus, op niks anders. En Jesus Christus is 'n genadige en 'n regverdige God. Hy het my nooit gelos. Toe ek so ver af gedwaal het, toe ek gedink het ek weet alles en ek is op die regte plek en ek is nou net nie. Het Jesus daar aan die een kant gestaan en het my nooit gelos. Hy het my weer opgetel en het my weer herstel. Hy het my weer die lewe gegee. Maar vandag weet ek een ding, my voet is op Jesus Christus, nêrens anders nie. Nêrens anders nie, ek soek niks anders nie, ek wil niks anders weet nie, behalwe Jesus Christus. Soos Paulus sê, geef my net Jesus Christus. Want dan kind van God sal jy staande bly. Dan sal jy staande bly. En dan sal die storms van die lewe jou nie kan ontslaan. As van ons fondasie enigiets anders is, behalwe Jesus Christus. Jy kan die beste motiewe hê, jy kan die beste hart hê, maar as jou fondasie nie Jesus Christus is, nie beteken niks. En die grootste opdrag wat Jesus vir ons gee, is liefde. Liefde vir mekaar. Het ons mekaar lief. Kyk bietjie saam met my na 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13. Iemand het eendag kom kyk vir ons van my Paul maak. Sê vir ons, sê hierdie deel van 1 Korintiërs 13 en die vervang die woord liefde met Jesus. Hoor bietjie hoe klink dit as jy die woord liefde met Jesus vervang. Jesus is lankmoedig en vriendelik. Jesus is nie jaloers nie. Jesus praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Want sien, Jesus is liefde, liefde is Jesus. Dis een en dieselfde woord. God is liefde. Jy sê jy is kind van God, jy sê jy Jesus Christus in jou lewe, het jy lief. My pa het al die voorbeeld gebruik wat hy gesê daai van
Wys my hoeveel iemand lief het en ek sal vir jou sê of hy 'n kind van God is. Ek sal vir jou sê hoe naby aan Jesus Christus is. Want as jy die natuur van Jesus Christus het, kan jy nie anders as om lief te hê. Dan wanneer iemand in jou fouteer, dan gaan jy sê, weet jy, ek bid vir hom. Here Jesus, vergewe hom of haar, want hulle weet wat hulle doen. Help my om daar te wees vir hulle. Here, ek dra hulle op aan U. Seën hulle, Here. Dis die verskil. Het ons lief? Het jy lief? Is jou fondasie Jesus Christus? Wat kind van God, dan gaan jy staan. Maak nie saak wat se storms in hierdie lewe gaan kom en glo met die storms in die lewe woed kwaai. Ons almal het dit al ervaar. En van ons is deur erger storms as ander. Van ons se lewensstorms het ons amper laat vergaan. Van ons het al amper onder daai branders gesink en dat jy gevoel het dit vergaan, dis die laaste. Maar op daai tydstip het Jesus gekom in jou hand. Jesus is nooit te laat nie. As jy net sal bereid wees om sy hand te vat. En hy sal jou 'n stewige fondasie gee. Hou vas aan Jesus Christus. Maak seker dat jy van dag nog jou fondasie so sterk maak dat wanneer die storms kom, want storms sal kom, maar wanneer dit kom, dat jy staande sal bly. Ken jy die woord van God? Hoe ken jy die woord van God? As hulle môre in Suid-Afrika 'n wet maak, dat ons mag nie meer die Here dien nie, jy mag nie 'n Bybel besit nie. En hulle vat al die Bybels weg. Gaan dit saak maak vir jou? Of gaan jy die woord van God in jou kop en in jou hart hê? Waar dit nie kan wegvat. Hoe ken jy die woord van God? Gaan jy kan mediteer oor die woord van God, wanneer jy nie weet as beskikking het tot die Bybel nie. Ons neem hierdie boek so algemeen. Ons het so baie van hulle, gaan naby kom en jy kan weet hoeveel weergawe skryf. Maar wanneer hulle dit wegvat en dit nie meer tot jou beskikking is nie, gaan dit in jou hart wees, gaan jy dit ken. Gaan jy weet wat staan in die woord van God, gaan jy weet wat God vir ons gesê het. Soos in baie van die vervolgde lande, wat hulle net 'n blaadjie van die Bybel en memoriseer hulle. Daai mense ken die Bybel so goed. Hulle het nie meer Bybels, maar is in hulle hart geberg. Want dis waar dit lewe en dis waar niemand dit kan wegvat. 'n Boek kan hulle brand, maar as die woord van God in jou hart is, hoe kan hulle dit brand? En as jy die woord van God in jou hart het, hoe gaan jy nie anders te kan as om te doen wat God vir jou sê? Kom ons maak seker ons fondasie is op Jesus Christus. Nog 'n opdrag wat die Here vir ons gee, wat hy vir ons beveel om te doen, is Matteus 28 vers 19. En dit is een van my gunsteling verse, want dit is een van die belangrikste verse wat die Here vir ons sê. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek sien nêrens as ek hierdie vers lees dat dit 'n versoek is of dat dit dat Jesus gesê het, die wat wil nie. Daar staan, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Elkeen van ons wat kind van God is, het die opdrag gekry om disippels te gaan maak. Wanneer laas het jy 'n disipel gemaak? Gaan kyk maar, gaan doen bietjie by die huis, gaan doen bietjie wiskunde by die huis. Begin met 10 mense, vat net 10 mense, sê 10 mense in BHB gemeente. En ons vat dit oor 'n tydperk van 6 maande, wat al 10 van hulle 'n disipel gemaak het. Nou het jy 20. Nog 6 maande later het daai 20 aan elkeen net 1 disipel gemaak, dan sit jy met 40. En so gaan jy aan. Vat dit oor 'n tydperk van 10 jaar. Dan sit jy met oor 100,000 mense. Oor 100,000. As jy net 1 disipel in 6 maande maak. Hoekom is Suid-Afrika soos wat dit is? Hoekom is ons land in die toestand wat dit is? Want die kerk is in die slaap. Die kerk slaap. Mense kom, hulle sit die banke warm, lekker, ons het lekker gesing, ons het boodskap gekry, ons gaan huis toe. Ek is gevoed, maar ek gee nie om vir die res nie. Jesus Christus sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dis 'n opdrag. Wanneer laas het jy met jou familie gepraat? Wanneer laas het jy met jou buurman gepraat?
Wanneer laas het jy met die ou by die til gepraat? En niemand het gesê, steek vir my preek af nie. Gee net om 'n traktaatjie, gee net om Jesus, sê net om Jesus toe lief. Of die beste manier om vir iemand getuie te wees, is deur jou lewe. Want die wêreld sal na jou lewe kyk en sê, wat het jy? Ek wil dit nie wat jy het. Moenie by 'n werkplek werk vir 20 jaar en dan na 20 jaar dan as die mense val hulle van hulle stoel af as hulle hoor jy's 'n Christen. Dis nie wat dit sê nie. Laat die mense na jou lewe kyk. As jy by 'n plek begin werk, dan moet daar sommer 'n nuwe atmosfeer in daai plek kom. Dat jy toe kom en sê, wow, weet jy, voordat jy hier was dit so depressief, alles was so teer mekaar. Maar toe kom jy en dis asof daar lig skyn. Nou skielik is alles so, daar's vrede, is dit hoe dit is? Want jy's kind van God, dan kan jy vir sy prys Jesus Christus. Kan ek jou voorstel aan my vriend? Soos my pa altyd sê, my vriend is Jesus Christus. Kan ek jou voorstel aan my vriend? En jy wys hulle na Jesus Christus. En die plek verander en hy kry lewe. Want oral waar jy kom, dis aansteeklik, sal jy mense aan. Soms gaan jy mense hê wat geïrriteerd is, wat niks met God te doen wil hê. Maar is goed so, want dan weet jy, my lig skyn. Kryf jou sonbril, maar my lig sal skyn. Jou fondasie is Jesus Christus, en niks en niemand sal jou onderkry nie, want Jesus Christus is jou fondasie. Jou huis sal staande bly. Jy is gehoorsaam aan God se woord, jy doen wat hy sê. Jy het ander mense lief, jy gaan en maak disippels, jy doen wat hy sê, jy volg sy voorskrifte na. Jy woon die byeenkomste van die gelowiges by. Want is nog 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Moenie die byeenkomste van die gelowiges verontagsaam nie. En ons kan so ligtelik dit opneem. Ek is nie nou lus om kerk toe te gaan nie, nou bly ek maar by die huis. Dis so 'n mooi dag, die strand, ek wil strand toe gaan. En jy gaan sit op die strand. Daar is gevalle wat jy nie by die huis van die Here kan uitkom. Mense wat siek is, mens kan verstaan. Maar kind van God, is jou liefde by die huis van die Here? Woon jy die byeenkomste van die gelowiges by? Die Here sê vir ons, moenie die byeenkomste van die gelowiges verontagsaam nie. En is net vir my te verbasend hoe ons as mense in die moderne tyd dink, ons kan daai maar net wegskuif en aanpas soos ons wil. Gaan bietjie na jou werk toe, en dan doen jy dit met jou werkgewer wat baie mense met die Here doen. Ag, is maandagoggend, ek is nie nou lus om op te staan. Ek dink ek gaan vanoggend tot 11 uur. Trek jy die kombers op, jou kop en jy slaap tot 11. En dan so 12 uur se kant kom jy daar by die werkkamer gestaan. En dan kyk jy, dan gee die baas vir jou werk. Ag, ek is nie lus om dit te doen nie. Sit dit daai kant toe nie, doen wat jy wil doen. Hoe lank dink jy gaan jy werk hê? 5 minute. Maar ons doen dit met God, met Yahweh, die groot ek is, die lewendige en die Alfa en Omega. En ons sing soos die wêreld sê, from a distance God is watching us. Ag, die Here is maar net daar ver, so ek kan maar doen wat ek wil. Ek het nie nodig om Sondag kerk toe te gaan nie, ag, dis maar net. En ons doen dit met God.